Daar's twee tipe boemelaars in die lewe en daar's twee tipe mense in die lewe. Jy weet, ek hoor eendag 'n storie van 'n boemelaar wat by 'n robot na 'n vrou toe kom. Toe sê hy vir haar: "Mevrou, kan jy nie net vir my ietsie gee om te eet? Ek het 4 dae laas iets gegee." Toe sê sy vir hom: "Man, as jy nie vandag iets eet nie, dan gaan jy vrek van die honger. Jy moet 'n plan maak om kos in jou mond te kry." Maar daar's 'n ander boemelaar wat so staan en bedel. Hy sê, kom hy daarso by die robot aan, steek hy sy handjie uit, vra die ou in die kar vir hom: "Hey buddy, hoe gaan dit vandag?" Hy sê: "Nee, gaan goed, ek het nou net 'n ander tak oopgemaak." En toe wag hy vir die geld om in sy hand te val. So jy kry een ou wat positief is, een ou murmureer en kla en gaan dit nie maak in die lewe nie. En jy moet vandag besef, lewe en dood is in die mag van jou tong. Jy moet begin reg praat. Hy sê die wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan geniet. Dink gou-gou, Jakobus 3 nê, sê hy dat jou tong in jou mond is soos die rudder van 'n skip. En dan sê hy net daarna, of soos die stang in 'n perd se bek wat dit bepaal. Die klein riddertjie kan 'n groot skip skuif, al is daar storms, sê die Bybel. En die stang in die perd se bek bepaal waartoe die dier gaan. Net so ook jou tong bepaal die rigting van jou hele lewe. En jy kan vandag opstaan en kla: "Nee Here, ek sukkel maar deur die lewe." Jy weet, jy kry ouens, hoe gaan dit met jou? Nee, as Matthys in die boom in die bas, arm en geduldig. Nee, ons wag vir ons kop bo water. Ons kyk maar of ons dit gaan maak. Hier is 'n blou maandag vandag. Hulle praat hulle self dood. Jy moet opstaan die oggend. Vandag is die beste dag van my lewe. Hoekom? Want God het gesê, vandag is die dag wat hy gemaak het. Ek sal my verbly in hierdie dag. Vandag is 'n goeie dag vir my. Vandag gaan ek goddelike oproepe, goddelike boodskappe, goddelike eposse en goddelike ontmoetings met mense hê, want God se plan met my lewe is hoopvolle toekoms, voorspoed en nie teëspoed nie. Vandag is al my behoeftes voorsien, in Filippense 4 vers 19 sê, elke behoefte van my sal voorsien word, die rykdom wat in Christus Jesus is. Vandag kan ek nie groot genoeg kan dink nie. Vandag dink ek so groot so wat God sê ek mag dink. Want Spreuke 23 vers 7 sê, so sy ou in sy hart dink, so is hy. En jy kan vandag jouself deur die woord van God suksesvol maak. Josua 1 vers 8 sê, elke ou wat op hierdie woord mediteer, dag en nag, sal suksesvol wees in alles wat hy doen. Jy moet vandag hierdie woord in jou stelsel kry, sodat jy suksesvol kan wees. Jy wil nie 'n ou wees wat sê, nee, kan iemand my help? Ek het 4 dae laas iets geëet nie. Nee, jy's 'n ou wat sê, hoorie, ek's reg om nog 'n tak op te maak. Ek's reg vir nog ek's vir besigheid hierso. Ek is hier om is ernstig oor die lewe. Ek gaan 'n plan maak. Wees die tipe ou wat God ernstig op sy woord vat. Die een wat sê ek het regtig net geloof, soos 'n mosterdsaad was genoeg om berge te skuif in my lewe. Jy kan dit gaan lees, Markus 11:23. As jy vir die berg sê om te skuif, dan sal hy skuif en dan sal jy hê net wat jy gesê het. So wat praat jy vandag oor jou lewe? Wat glo jy vandag? Want dit wat uit jou mond uitkom is wat die hart van vol is. En as jy in jou hart negatiewe goed glo, gaan jy negatiewe goed praat. En as jy negatiewe goed praat, bepaal net die rigting van jou lewe net negatief. Efesiërs 2 vers 10 sê hy, in Engels hoe hy sê, we are the workmanship of Christ, created for good works in God, beforehand, so that we might walk in them. Ons is werkmanskap van Christus Jesus, wat vir goeie werke geskep is, voor hy die grondlegging van die aarde, dat ek en jy net in dit kan stap. God se plan met jou lewe is hoopvolle toekoms, voorspoed, nie teëspoed. Jeremia 29:11. Onthou dit elke dag. Hy gaan na jou kyk, hy's 'n pa, hy's lief vir jou en God's by jou. Hy los jou nooit nie. Maar jy moet vandag besluit wat se tipe ou is jy. Staan jy elke oggend die verkeerde kant van die bed op? Het jy net blou maandag? Is jy maar net arm en geduldig? Wag jy vir beter dae of gaan jy vandag begin reg praat, reg glo en God by sy woord vat? Jeremia 1 vers 12 sê die Here, hy is wakker oor sy woord en hy staan gereed om dit te volbring. Hierdie woord van God is lewendig en aktief, Hebreërs 4:12, skerper as enige tweesnydende swaard, gereed om tussen murg en been te sny, siel en gees. Hierdie woord is aktief en lewendig. Jy moet dit vat, dit glo en dit doen. Jesus een keer vir my gesê, as ek wil sien wat hy gesien het, moet ek net doen wat hy gedoen het. As jy vandag wil sien wat Jesus gesien het, moet jy doen wat Jesus gedoen het. En Jesus het net gedoen die wil van die Vader. En hierdie woord is die wil van God in jou lewe en in my lewe. As jy dit in jou stelsel kry, kan dit met jou net goed gaan. Vader, ek dank U in Jesus se naam. Dankie Here dat U woord ook sê, Johannes 16:33, in hierdie wêreld het ons verdrukking, maar in U het ons rus. Dat Here, soms is ons tot ons buitekant, net soos daai ridder van die skip, Here, dat al is daar winde, kan hy 'n groot skip stuur. Al is daar storms in ons lewe, kan ons tong ons uit dit uitpraat deur die woord van God op ons lippe te hê. Vader, ek dank U dat al het ons verdrukking in hierdie wêreld, is daar rus in U alleen. En dankie Jesus dat ons vandag na U toe kan kom. Dankie vir die kosbare woord en Heilige Gees. Dankie Here dat U gesê het, laat daar lig wees en die Heilige Gees het reageer op die woord wat gepraat is.
En Here, so bid ek dat elke woord wat uit ons mond uitkom, dat gesout met genade sal wees. Woord sal wees wat U sal spreek, sodat die Heilige Gees kan beweeg op dit. Dat dit kan geback word met ons geloof, al is dit klein. Dankie Jesus dat U nie 'n klein God is nie, 'n groot God wat net groot dinge wil doen in die aarde en dit deur ons en saam met ons wil doen in Jesus se naam. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like op dit, comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jou net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën jou.